Geliefdes in die Here, bruidsgemeente van ons Here Jesus Christus, in sy naam hartlik welkom by hierdie feesgeleentheid by uitnemendheid. Die grootste fees aan die kant van die graf en ons wat uitsien na die bruilofsfees van die lam aan die ander kant van die graf. Al die Montana Poorters, hartlik welkom. In besonder die volgende broers en susters, wat met getuienis van hulle gemeentes aansoek gedoen het om saam nagmaal te vier. Hartlik welkom aan Helene, ons Orlis se vrou, wat saam met hom wil nagmaal vier en mag. En dan Willie Linneveld, baie welkom. En dan broer en suster Joshua Roslie, 'n broeder wat ons met kerkraadsbesluit met vreugde opgeneem het in die gemeenskap van die Pretoria Montana Poort gemeente. Michelle en Mark Harenberg, hulle het met Attes van die Gereformeerde Kerk Brooklyn by ons aangesluit, ook welkom aan hulle. DT Vrous van die Gereformeerde Kerk Oosmoed, wat ook aansoek gedoen het om saam nagmaal te vier. Meld Spies en sy eggenote, die kinders van Suster Estel Spies. Ons het getuienis ontvang van hulle gemeente en dan ook Jaco hier langs my. Ons het 'n vorige keer of 'n keer daarvoor al getuienis ontvang. In die lig hiervan, broer en suster, het die kerkraad my opgedra om tog net weer die nota van verlede Sondag, nie woordeliks nie, maar kortliks te herhaal. En dit is, geliefdes, dat u en ek moet kennis neem dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nie 'n oop nagmaalstafel het nie. Dis die feit. Maar daar is alternatiewe reëlings. Daarom is daar ook 'n kerkraadsbesluit dat diegene van ander gemeentes wat die Here Jesus Christus bely en getuienis bring van hulle gemeentes waar hulle ywerig woord en sakramente soek, dat by sodanige getuienis ons altyd in die liefde van ons Here 'n mooi besluit sal neem. Dankie dat u dit sal verstaan, en as daar by u ongemak is hieroor, praat met die ouderling of vra hom om met my te praat, dan sal ek u met liefde kom besoek. Die aandediens in nabetragting vanaand om 19:00, geen tee en koffie, omdat ons saam nagmaal vier en die kombuis deur die diakens gebruik word. Ons dankoffergawe by die deure vanoggend, die spesiale gawe vir die instandhouding van die erediens, en vanaand vir die kerkkas. 'n laaste nota op versoek van die kerkraad, broers en susters, is om vir u 'n nota deur te gee in verband met die mediese toestand van Suster Rietjie van Jaarsveld, een van ons diakens. Om vir u te sê, ek het haar Vrydag besoek laas, en ons suster is ernstig siek. En soos ek vir baie lidmate gesê het, die volgende klompie dae, ooreenkomstig die chirurg wat die operasie uitgevoer het, het hy gesê dat die volgende klompie dae bepalend sal wees met betrekking tot haar lewe
op aarde. Dink aan die chirurg wat alles in sy vermoë doen en bid vir Rietjie en haar kinders. Geliefdes, in ons toetrede vanoggend 2 liturgiese handelinge. Ons gaan met verwondering luister en ek sal ook die woorde van die psalmlied kan nasê. Psalm 150 in orgelvoorspel met dank aan ons orgelis. En daarna, terwyl ons bly sit, Psalm 100, die Tosiusberuiming, strofe 1 en 2, dan die wotum en die groet van ons Here, en daarna Psalm 100, ook die Tosiusberuiming, strofe 3 en 4, en al hierdie handelinge, ook wat ons lied betref, gaan ons voor die Here bring, terwyl ons bly sit. Ons tree toe tot die troon van die Here in die woorde van Psalm 125. Die mens wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg, wat nie wankel nie. Die berg wat altyd vas bly staan, want soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy kind, nou en vir altyd. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.
kom ons doen met dankbaarheid, blydskap, oorgawe, belydenis van ons geloof. En nadat ons die apostoliese geloofsbelydenis aangehoor het, in ons hart en verstand nagesê het, die eerste strofe van Psalm 111, die kloete omdigting. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.'n vreugde uit genade om te luister as die Here sy wetswoorde aan ons afkondig in liefde. Eksodus 20 en daarna die 3de en 4de strofe van Psalm 111, waarna ek hier voorgaan in gebed. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Heilig beteken eenkant sit vir die Here. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
dan mag jy geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader wat in die hemele woon, ons psalmlied, in een so ook die woorde van ons gebed. U die lewende God wat op reg gesteld is. Ons roem u dade groot en u besig wees met ons intiem. En pleit ons, as u in die woord kom aanstonds, dat ons sal afsluit van alles op ons agenda, alles wat nog môre moet gebeur en voor Woensdag of voor Saterdag. Hierdie aanbiddingsoomblik eenkant te sit vir u. Help ons daartoe. Spreek ons aan, troos ons, skerp die waarheid van die woord vir ons in. Neem ons hand. Bemoedig ons. Seën ons by die gebruik van brood en beker en die aanhoor van die brood van die lewe se boodskap. In Christus naam jubelend saam feesvierende gemeente tot u verheerliking en ons geloofsversterking. Heilig is u, o God. So roep ons en bely ons. Bewus van ons kleinheid en skuld en ongeregtigheid en moedswilligheid en louheid en laksheid. Ons sondes
Here, by gebruik van die nagmaal spesiaal aan ons te bevestig dat ons in U vrygekoop is. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord vanoggend uit die evangelie van Johannes, vers 17 tot 37 met vers 28 as fokusvers. Vers 28 lees: Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê: Ek is dors. Daarom die tekstema van die preek: Ek is dors. Ons lees van vers 17. Jesus het sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe. Soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê: Ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat, het dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 'n stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeur nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar: daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel: daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring was, sodat die skrif vervul kan word, gesê: ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit in sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê: dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, dis hoekom hulle bene gebreek het. Seker te maak dat die mens finaal dood is. Toe hulle sien dat hy klaar dood is,
het hulle sy bene nie gebreek. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Johannes 19 vers 28. Ek is dors. So sê U en my kruiskoning, verlosser en saligmaker. En wil ek sê, daar staan, so weet jy in Lukas 2 vers 7, sy, Maria, het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in toeke toegedraai en ek beklemtoon in die krib of in 'n krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Omdat daar vir hom nie plek op hierdie aarde was nie. Hier in die krib, geliefde broer en suster, het sy dors in werklikheid begin. En hy is die mens, die ewige seun van God, van wie daar gesê kan word, vir 33 jaar plus minus, was hy dors. Die Here Jesus daarom se 5de kruis koningswoord in bediening vanoggend. En nou wil ek so sê, as u en ek dors is, drink ons water. Of, kom ons sê, doen ons iets aan ons dors, maar Jesus kon nie, weet jy hoekom nie? Sy hande is vas gespyker. En hy kon hom daarvan bevry, en hy kon 'n beker koue water genereer, maar hy het nie. Hoekom nie? Omdat hy weet hoe dors is ons. Ek is dors. Geliefdes, in die oorspronklike taal, 'n woord wat in Afrikaans vertaal kan word met net my dors. Sien daarin ook iets van die evangelie, dat ons Here Jesus aan die kruis nie sê ek is dors nie, ek is, jy ken dit mos, ek is as mense. Maar hy praat en hy sê, my dors. 'n Uitroep, geliefdes, wat eintlik sê, en dit lê in hierdie woord opgesluit in die oorspronklike taal, ek sterf van dors. En dan kan ons ook die afgeleide betekenis maak, dat Jesus hiermee sê, my lippe bars,
My tong is dik, my keel kraak. Ek is dors, sê Jesus. Kom ons kyk, watter stukkie evangelie skuil in hierdie kruiswoord. Wat skuil in die kruiswoord? Nee, nie wat skuil in die kruiswoord nie. Wat staan voorop in hierdie kruiswoord? In hoofletters vir u en my gesê. Wat ek dink in die 5de kruiswoord, u en ek moet hoor is, ek is ook net 'n mens, bitter belangrik, ek is voluit mens, en niks van mens wees is vir Jesus vreemd. Nie eers as ek dors is. In hierdie 5de kruiswoord staan ingeskryf, u en my koning ken mens wees volkome. Hoekom? Want hy het self dors geword. En daarom moet jy weet, Jesus skaam hom nie om sy absoluut aards menslike behoeftes te noem nie. Daarom, Jesus sê hoe sake staan. Hy sê hy kry bitter swaar. Hy steek niks weg nie. Hy maak nie asof hy nie swaar en seer kry nie. Met alle respek gesê, broer en suster, die kruisverhaal, die Golgotha gebeure, is nie toneelspel, is nie drama nie. En hoor mooi, Jesus gee nie om dat almal hoor en weet dat hy swaar kry nie. Sy grootste vyande kan dit ook maar weet. Voluit mens. Almal kan dit maar hoor. Ek is verskriklik dors. En nou moet jy in gedagte hou, Jesus het koors. In sy liggaam stekende, brandende wonde, geen liggaamsvog meer oor nie. Die geleerde woord, hy is totaal en al 100% gedehidreer. Niemand sit vir hom 'n drup aan nie. Niemand. Uitgedroog. 'n dors verlosser. Kan ek op hom vertrou? Jesus wat eens vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 gesê het, elkeen wat van 'n aardse waterfontein drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom of haar sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Die water wat ek hom of haar sal gee, sal in hom of haar 'n fontein wees met water wat opborrel tot die ewige lewe. Wil iemand nie net my lippe met 'n nat lappie aanraak nie? Ek is dors, hy wat die fontein van die lewe is, die mede-argitek in die goddelike drie-eenheid, wat reën en waterdruppels vorm.
ek is dors. En nou, hoekom hierdie doodgewoon 5de kruiswoord? Geliefdes, want dit bedien ek aan u, sodat u kan weet, ek en u kan deur Jesus Christus met al my doodgewone lewensdinge na die Vader toe gaan. Op u en my swerftog onder die son. En jy weet hoe die son ons die afgelope tyd gebrand, né? Jy kan met al u doodgewone lewensdinge na die Vader toe gaan. U kan met al die sakke sout wat u in die lewe so dors maak na hom toe gaan. Die 5de kruiswoord herinner u en my, Jesus het gesê ek is dors, en dit beteken u mag dit voor die lewende God ook sê. En daar is dalk van u wat dit vanoggend wil uitroep. My onrus, o God, maak my dors. Die siekte wat diep in my liggaam weefsel groei. En wat ek met my saam dra, maak my dors. Of my uitmergelende werkstempo maak my dors. Die gejaag in die wind van die lewe waai my keel droog. My klein geloof tong dik. Of my minderwaardigheidsgevoel en my onvermoë om moeilike situasies te hanteer. Die kerk maak my dors. Die warm dae van die lewe maak my dors. En vanoggend onthou ek mag dit sê, hard, duidelik, dat almal dit kan hoor, maar in die eerste blik, my Vader in die hemel, as ek sê, Here, ek is dors, aan sy regterhand sit die Here Jesus, en met respek gesê, hy sê, Vader, ek verstaan, ek was daar, ek was daar. Hoor haar, as hy so sê, hoor hom as hy so sê, en ek uiteindelik te kan sê, Here, ek smag na u wat lewe, soos 'n dier na water smag. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, na die fontein. Kom. Sê dit.
Ek is so dors, Here. So bitterlik dors. Jy mag. En ek sê, hy bring jou by waters waar daar rus is. En as 'n mens haas van dors verkwyn, weet jy wat? Dan kry ons nie op 'n hiesop stingel met 'n spons suur wyn wat na alle waarskynlikheid langs die kruis in die son gestaan het. Nee, allermins die Here self is my fontein wat my en u tot nuwe lewe wek. Jesus dors aan die kruis. En hy laaf my uit 'n stroom wat bruis uit dieptes van u ontferming. Dankie Here dat ek kan sê ek is dors. Amen. Geliefdes, voordat ek aan u die formulier by die bediening van die Heilige Nagmaal voorlees, kom ons sing die woorde van Psalm 42 se eerste strofe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus soos Paulus dit beskrywe. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. En die selfondersoek ooreenkomstig die formulier is in die afgelope weke in die poortpos vir u aangegee, omdat die selfondersoek vooraf ook spesiaal moet gebeur. En daarom lees ek dit vanoggend nie aan u voor nie.
Ek vervolg met, die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en 'n sondelose lam, die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gely toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons net so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek, sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Geliefdes, ek reël die aanbiddingsoomblikke nou so dat sonder 'n orgel tussenspel, in stilte, die diakens aan ons vir hulle wat in die banke bedien wil word, die tekens van brood en wyn gaan uitdeel. Daarna sal ek die wat aan die tafel van die Here wil kom sit, uitnooi en van hier gaan ek die nagmaal bedien en ek sal vir u aandui dat ons almal min of meer op dieselfde moment die heilige nagmaal vier. Dankie aan die diakens wat groot moeite doen en wat ons met die liefde van ons Here Jesus Christus bedien. Daarmee saam met medewete van die kerkraad, 'n nota van ouderling Flippie Kotse van die Gereformeerde Kerk Allewal Noord. Hulle het nie 'n permanente leraar vir jare reeds nie en hulle hou elke Sondag erediens as Dominee Gerrit Kreer van Burgersdorp
nie by hulle is nie, deur na die YouTube uitsendings van die plaaslike gemeente te luister en te kyk. Uit dankbaarheid die volgende nota. Goeiemôre Pieter, vandag julle nagmaal. Wens vanmôre vir julle seën van die Here toe met die feesmaal van ons Here. Groete Flippie. Ons is uitermate begenadig en bevoorreg. Ons gee die diakens geleentheid om aan ons die brood en wyn uit te deel. Geliefdes, terwyl die diakens besig is, lidmate wat nagmaal aan die tafel wil vier, is hartlik welkom om hulle sitplekke hier aan my linker en regterkant te kom inneem. Hier aan my regterkant is nog heelwat plek. U is hartlik welkom. Ons ag mekaar, die wat in die banke nagmaal vier. Dis tot eer van die Here en die van u wat aan die tafel wil sit met die grootste liefde. Is daar niemand meer wat aan die tafel hiervoor by my wil nagmaal gebruik?
lidmate wat in die banke nagmaal vier, veral hierdie in die kerkruimte, steek u hand op as u nog nie die tekens van brood en wyn ontvang het nie. En dan in die saalruimte. Is ons almal met die sigbare tekens in staat om die dood van ons Here te gedenk. Geliefdes, ek weet dat u saam met my beleef dat hierdie oomblikke is heilige oomblikke. In die teenwoordigheid van die heilige God. En daarom betaam dit ons om voor ons nagmaal vier sy naam in gebed aan te roep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons o God en barmhartige Vader om Jesus ontwil. Amen. Nou volg die hartverheffing en die woorde in die formulier spreek van self. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. En daarom, geliefdes, hierdie brood wat ons breek in stukkies, is die gemeenskap met die liggaam van jou Here, wat net so aan 'n kruis stukkend gebreek is. Neem dit, eet almal daarvan, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here gebreek is tot volkomme versoening van al ons sondes. En dan die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here. Neem dit, drink almal daarvan. Dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van jou Here, Jesus Christus, vergiet is tot volkomme versoening van al ons sondes. Ek deel nou die brood aan die lidmate aan tafel uit en daarmee kan ons rustig ook in die banke nagmaal vier.
Geliefdes, was ons almal getrou aan die opdrag van ons Here. So dikwels as julle nagmaal vier, doen dit tot my gedagtenis en dan die mooi daarby, totdat ek kom. Kan ons elkeen dit voor die aangesig van die Here erken. In die lig daarvan, geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here o my siel, alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, barmhartig en genadig is die Here. Hy is lankmoedig en groot van ontferming, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. En so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons doen 'n dankgebed en daarna kan die lidmate aan tafel hulle sitplekke inneem en dan sal ek uit die liedskat van die kerke 'n lied aankondig wat ons saam gaan sing. Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Dit bid ons uit genade, met kinderlike dankbaarheid om sy naam ontwil. Amen. Geliefdes, gemeente van die Here, die tweede en die derde strofe, skrifberuiming 1-2.
Geliefdes, voordat ons die uitstuur seën van ons Here ontvang, vanoggend in die woorde van 2 Korinte 13 vers 13, vra ek net nog 'n oomblik dat ons vir 2 hooplidmate in die gemeente met hulle verjaarsdag gelukwens, by wyse van 'n kaartjie. Dionay Benadi verjaar vandag. En sy het saam met oupa en ouma gekom en saam met die groot mense hierdie erediens beleef. Baie geluk, grootste kind, en baie sterkte, hoor, en ons weet jy kan al daai kaartjie lees. Andries van Rensburg. Andries verjaar môre. En ons sê vir hom ook baie geluk. En Andries is 'n spotseun, want hy help ook elke Sondag as ons tee drink om die skottelgoed te was. Dit is vir die meisiekinders in die gemeente nou 'n bitterpil om te sluk, nê? Geliefdes, gaan met vreugde van hier af. En onthou die aanderediens om 19 uur. En nou gaan ek vra dat ons staan en Psalm 116, die kloete-omdigting se 7de strofe, ten minste die Tosius-omdigting se die Tosius-beruiming se 7de strofe sing en die 5de strofe van die kloete-omdigting. Daarna die seën van die Here en ons amen saam, waarna ons met blydskap van hier vertrek. Kinders van die Here, die onverdiende goedheid van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.